ons het nou nie krag vanoggend nie, maar ons het dan krag in die kerk, maar ek kom daar agter, dat seker goed anders, dan trek die ander goed dood. So ons het alles al wat moet afwees, hoop ek, dat hulle sin vir ons ook kan begelei en dat ons ook mekaar kan hoor hier in die kerkgebou. Ons is by mekaar vanoggend om van James Arthur Fox afskeid te neem. En ek gaan die begrafnisbrief wat ons by die deur gekry het vir ons almal lees. James Arthur Fox is gebore op 17 Maart 1944 en oorlede op 4 Maart 2020. Ons hemelse Vader het dit so beplan om my eggenoot James, ons spaanoupa, na sy hemelwoning op te roep. Dit was die Here se wil om James se stem stil te maak. Ons neem bitter moeilik afskeid en die hartseer lê baie diep. Maar in ons harte bewaar ons kosbare herinneringe wat ons saam met hom kon deel en dra dit ons op die pad vorentoe. Rus sag, James. Jy was my liefde, vreugde, vriend, vertroueling en beste maat. Lief jou vir altyd. En dan ook van Melinda wat sê boodskapie vir my pa. Inspirasie, respek, regverdig, betroubaar, goeie humor, entrepreneur, goeie waardes. Dit beskryf my pa. Baie lief vir jou, papa. Op die voorkant is daar 'n foto van James, terwyl ons dit so in ons gedagtes het. Kom ons raak saam stil voor Here. Kom ons herinner onsself dat ons ook in sy teenwoordigheid is. Kom ons bid saam. Here, ons kyk op na die berge. Ons kyk na die plekke waar daar krag vandaan kan kom. Waar daar hoop kan wees, waar daar energie kan wees. En dan hoor ons die woord vir ons sê, julle, jou hulp kom van my wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werk van die hande nie. Here, mag ons vanoggend so na U toe kom as mense wat soek, wat dors, wat honger is, en ervaar dat daar by U iemand is wat ons dors les, ons honger stil. 'n Vader wat hom ontferm oor ons wat kinders is. Here, ons bid dat U vanoggend 'n besonder sal wees met Daleen, dat U haar sal vashou in die arms en haar sal koester, en dat sy die hele tyd mag ervaar dat U as die Here van haar lewe vir haar vashou. Ons bid dit ook vir James, vir Melinda, dat U met hulle twee sal wees, in besonder met Melinda, wat vanoggend weet dat ons hier is, maar nie hierdie oomblikke saam met ons kan ervaar nie, en wat ook daar in Kanada op 'n eie manier moet afskeid neem. Dankie dat ons weet dat U ook in Kanada God is, dat U ook daar die Here vir haar is. Here, ons dink ook aan die kleinkinders, U met elkeen van hulle sal wees, Ellen, met Elsbie en met Claudia, en dat U liefde ook vir hulle sal toevou, terwyl hulle dink aan hulle oupa en verlang na. En so dink ons ook aan die breër familie, Pieter en Marius, aan al die neefs en niggies in die familie en vriende wat deel is van hulle kring. Mag ons almal vanoggend opnuut dink oor ons eie lewe en verwonderd wees oor die wete dat U God is vir almal van ons. Mag ons ook kinders van U wees, wat U vertrou en U terug liefhet en ons lewens aan U toevertrou. En ook lewe met die hoop wat U alleen kan gee. Soos ons vanoggend voor die Here, as mens, wat broos en verganklik is, maar wat hoop het in U. Ons wag op U, Here. Amen. Ek wil dan ook die geleentheid gebruik om namens ons as 'n geloofsgemeenskap, alleen vir jou, vir James en vir Melinda, ook ons meegevoel aan julle oor te dra. Baie sterkte. In die blaadjie wat ons by die deur gekry het, is 2 liedere afgedruk. Ons sing lied 464. Vers 1 en vers 3. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aanskou.
James wat so lief was vir buite die golf en die visvang, kom ons sing hierdie lied saam met hom, ons verwondering oor die skepping. James by my sit en ons dink oor die teks vir vanoggend, het hy gesê, maar sy pa was baie lief vir die wysheid in die Bybel. Veral Prediker en van die ander wysheidsgeskrifte ook. In Prediker 3 staan daar, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe. En dit weet ons dat in almal van ons wat hier sit se lewens is daar so 'n tyd wat ons gebore is en daar sal 'n tyd kom as die Here nie intussen kom nie wat ons ook sal sterwe, wat ons gaan sterwe. En in hierdie tyd tussen ons geboorte en ons sterwe is 'n hele reis wat ons as mense aflê, wat ons James ook afgelê. En op elke reis is dit die mense wat saam met jou reis wat die reis besonders maak. Ons as mense het 'n ongelooflike groot invloed op mekaar se lewens. En ek sien dit ook as ek na die foto's kyk van James, dan is dit so 'n paar van die mense wat sy lewensreis saam met hom deurgemaak het. Saam met hom gewerk het, saam met hom golf gespeel het, saam met hom vis gevang met sy familie, sy gesin. Maar vanoggend is ons hier. En ek het gedink wonder, as jy nou vanoggend moet dink, wie is die mense wat op hierdie oomblik saam met jou reis? Wie is daai mense? As jy nou vir 'n oomblik moet dink, wie is die mense wat op hierdie deel van jou lewensreis saam met jou gaan, saam met jou wandel, wie is dit? As jy so 'n oomblik moet dink, wie is die mense wat in jou gedagtes opkom, wat deel is van jou wêreld waar jy nou is? Ons het gedink om stil te staan by Prediker 12. En wat die Prediker hier doen is om tussen hierdie tye van gebore word en sterf, is daar 'n hele reis. Maar waarby fokus in hoofstuk 12 is daai stuk nadat jy gebore is, as jy jonk is, en daardie gedeelte voordat jy sterwe, as die ouderdom daar is, as 'n mens naby kom aan die dood.
twee perspektiewe wat die prediker het lees. En as mense dit lees, dan klink dit soos 'n oupa, of soos 'n pa wat met kinders en kleinkinders praat. Die prediker is redelik sinies oor die lewe, en ek dink baie van ons is soms van tyd tot tyd. Hy sê hele paar keer alles kom tot niks. Maar hoor wat sê hierdie man, duisende jare gelede, soos 'n pa, soos 'n oupa, vir ons as mense wat lewe. Hy skryf en hy sê, jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug, en jou jong dae ten volle geniet. En ek dink jou pa sê dit nou geëcho, James, dat as ons ouer raak en ons kyk terug oor ons lewe, dan baie van ons manne sal sê, sjoe, as ek net nog daai energie gehad het, toe ek jonk was. Baie van ons is nog nie so oud nie, dan kom ons agter, maar ons het nie meer daai energie wat ons gehad het nie. Baie van ons raak al hoe banger, hoe ouer ons raak. En die prediker praat so groot wysheid, as hy sê, maar as jy jonk is, as jy vol energie is, as jy daai liggaam het, wat nog nie deur die tyd verslete is nie, verslyt is nie, vind vreugde in jou jeug. Geniet jou jong dae ten volle. En dit is 'n ongelooflike positiewe boodskap wat ons vir jong mense kan uitdra, om vir hulle te sê, ja, ons ou mense is baie keer so 'n bietjie beswaar, ons is moedeloos en depressief en negatief oor 'n klomp dinge. Maar die boodskap wat ons vir hulle kan gee is om te sê, jy is jonk. Jou liggaam is jonk. Jy is vol energie. Jy het die krag van die jeug. Jy is onverskrokke. Geniet jou lewe. Geniet hierdie tyd van jou lewe. Vind vreugde in jou jong dae. En die prediker gee 3 riglyne oor so 'n lewe. En hy sê, doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God vir jou rekenskap sal eis oor alles. Prediker sê vir jong mense, just do it, gaan vir dit. Maar dan sê hy 3 dinge vir hulle saam, wat ons ook vir ons kinders kan sê, en dit is om te sê dat dis nie 'n bandeloosheid nie. Dis nie 'n lewe wat grensloos is nie. Van jongs af is die Here deel van ons wêreld. En die Here het 'n wil vir ons wêreld. En dit is goed dat terwyl jy die lewe geniet en vreugde vind in jou jong wees, dat jy nie roekeloos en bandeloos sal wees nie, maar dat jy heeltyd die Here in gedagtes sal hou. Dat binne daai uitleef van jouself en jou jonkheid, dat jy sal dink aan die Here. Dat jy sal dink oor die wil van die Here, oor wat goed is, wat reg is. Want daar sal 'n dag kom wat die Here vir jou rekenskap vra oor hoe jy geleef het. Nie om jou te bind nie. Jy het die lewe, jy kan lewe. Maar om net jou te rig, vir jou te sê daar is grense. En die Here wil jou help met daai grense. Luister na hom. Die tweede wat die prediker sê oor jong mense is, hou kommer uit jou hart. Vir my wat jou liggaam kan kwaad doen. Ja, jy is broos, jy is kwesbaar. Moet jy nie bekommer oor die dag van môre nie, dit het Jesus ook gesê. Terwyl jy jonk is, moenie so beswaard wees soos die wat oud is. Moenie bekommer oor al die dinge wat op jou druk nie. Jy is jonk. Leef voluit. Maar onthou dat jy 'n lyf het wat kan seer kry. En daarom moet jy nie roekeloos met jou liggaam omgaan. Moenie jou liggaam in gevaar stel nie. Moenie goed inneem wat jou liggaam kan kwaad aan doen nie. Ook die jeug en die jonkheid kom uiteindelik ook tot niks. Die derde wat hy vir jong mense sê is, dink aan jou Skepper in jou jong dae. Voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê ek het daar niks aan nie. Die tyd wanneer die son donker word en die maan en die sterre die daglig. Die tyd wanneer dit bewolk word na die reën. Die prediker sê dat wanneer jy jonk is dit 'n goeie tyd om 'n verhouding met die Here te begin bou. Ons dink baie keer en ons sê dit baie keer vir jong mense, jong moenie die godsdiens en die Here is so ernstige dinge. Leef maar net eers. En as jy oud raak, dan kan jy weer so 'n bietjie nader aan die Here kom en kan jy bietjie jou wortels weer gaan soek en weer begin 'n verhouding bou met die Here. Maar ons weet dit werk nie so. Elkeen van ons wat vriende het, weet dat daai vriende
maak jy nie in 5 minute gou, wanneer jy siek voordat jy hospitaal toe gaan. Die mense wat jou deur dik en dun bystaan is mense wat jy oor jare, en baie keer vandat jy jonk was, het jy paai begin stap saam met hierdie mense. Mense wat regtig by jou sal staan in alle omstandighede. Dis nie mense wat jy eers ontmoet as jy bejaard is en oud is nie. Dis mense met wie jy pad gestap het deur jou lewe. En die prediker sê vir jong mense, so is dit met die Here ook. Moenie eers as jy oud raak aan die Here begin dink nie. Dink aan die Here in jou jong dae, voor die swaar dae kom die ou dae. En wanneer hy daaroor begin praat, dan maak hy die sprong en hy gebruik die mooiste beelde om ouderdom te beskryf. Hy sê dis die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe. Nou sien 'n mens daai arms en hande wat so begin bewe. Wanneer die sterk manne waggel, die bene, wanneer hulle so 'n bietjie begin waggel. Wanneer die malers ophou maal omdat hulle min geword het, die tande. Die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk, wanneer jou oë begin dof raak, wanneer die deure na die straat toe toegemaak word, die geluid van die meel dof word, wanneer dit al hoe stiller raak omdat jou ore nie meer so goed kan hoor nie. Die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor hy geen geluid meer. Die slaap raak al hoe minder, 'n mens begin saam met die hoenders opstaan, maar jy hoor nie die voëls sing nie. Dis die tyd wanneer hy bang is vir 'n hoogte en vir alles op die pad skrik. Ek dink hoe baie mense daar is in die huis wat sê die kinders nooi hulle, maar dan sê hulle, jong, ek ken hierdie paadjies, my kierie steek lekker, julle is altyd hastig daar by die huis. Ek voel veilig hier by die ouer huis. Bang vir 'n hoogte, vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer amandelbome bloei staan. Amandelbome, die pragtigste spierwit bloeisels, en 'n mens sien daai silwerkoppe. Amandelboom wat in bloei staan, maar ook koppe van wysheid. Die sprinkaan homself moeisaam voortsleep. Sprinkaan het verskillende fases waardeur hy gaan, en die laaste fase is waar hy swaar om voortsleep asof hy 'n swaar vrag kom het. En die kapperkruid ditteloos word. In daai tyd het mense kapperkruid as 'n opkikker gebruik. En die prediker sê, wanneer die ouderdom daar is, kan jy maar die opkikkers drink. Die lyf is nie daarna nie. Die lyf reageer nie meer op die opkikkers. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan, en die wat treur op die straat rondgaan. Die tyd voor die dood. En dan beskryf hy ook die dood. Hy sê die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word, en die goue kruik breek, die kruik by die fontein stukkend breek, en die wiel by die put stukkend val. Dis alles gebruiksartikels. Dis 'n wiel wat draai, waar die emmer uit die put uit oplig, maar daai wiel is stukkend. Dis 'n kruik wat water kan hou, maar hy het stukkend gebreek. Dis selfs 'n kosbare silwerdraad, maar hy's afgebreek. 'n Goue kruik, maar ook hy breek. Hoe kosbaar ons ook al is, wat 'n bydrae ons ook al gelewer het, wanneer ons tyd verby is. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. En daarom sê die prediker, alles kom tot niks. 'n Mens word weer stof, en die asem wat God in jou geblaas het, gaan weer terug na die Here toe. Die slotsom, sê die prediker, vir alles wat jy gehoor het, is dit: dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Daar is soveel wysheid in die woorde van hierdie prediker, en elkeen van ons kan dit ter harte neem, of ons glo of nie glo nie, of ons dink daar is 'n God of nie dink daar is 'n God nie. Dit wat die prediker beskryf oor jong wees en oor oud raak, geld vir almal van ons. Maar wat die prediker besonders maak is dat, ten spyte van sy oënskynlike sadisme, alles kom tot niks. Sê die prediker dit wat regtig saak maak, die slotsom van alles. En dan sien hy die verhouding wat ons het met die Here van onder af, en hy sê die slotsom is: dien God en gehoorsaam sy gebooie.
Dit wat betekenis gee aan hierdie lewe wat begin by geboorte en eindig by dood en al die fases tussenin. Dit wat sin daaraan gee, is die feit dat ek rekening gehou daarmee dat God hier is. Dat God deel is van hierdie lewe. En die prediker sien dit vanuit die Ou Testament in hierdie verhouding waar my gehoorsaamheid, my trou aan die Here. Dit is mos nou my fokus, my aandeel. Dit is waarop ek gerig moet wees. Maar die res van die Bybel verwonder hom oor dit wat van bo af gebeur. Oor hoe God van my geboorte af my omsluit. Hoe die Here om my is, onder my is, voor my uitgaan, agter my aankom. Hoe die Here die Vader is wat hom ontferm oor my. Hoe ek broos is en gebroken is en maklik vergaan, maar hoe daar 'n almagtige God is wat 'n ewige liefde het vir my. En daarom as die prediker praat oor hoe ek moet reageer, wat die slotsom is van die hele lewe, wat die wysheid is waartoe hy kom, dan gee dit vir mense wat ook die ander kant van bo af kyk, van God se teenwoordigheid, van God wat hier is, wat hom ontferm oor my, wat met my gaan en saam met my gaan. In 2 Korintiërs 5 lees ons daarvan as Paulus skryf. En Paulus hou albei hierdie kante vas van die lewe, van ons gehoorsaamheid, ons trou aan die Here, maar veral van God en God se liefde en God se trou. In 2 Korintiërs 5 vers 1 skryf Paulus en hy sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word. Hy ego dit wat die prediker sê, hy sê dit is so. Die prediker is nie verkeerd. Dit is so dat ons stelselmatig afgebreek raak, afgetakel raak. En wanneer hierdie liggaam, hierdie woning, aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, dan het ons 'n vaste gebou in die hemel. Dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is, maar deur God. En dit bly ewig staan. Die prediker het nog nie hierdie prentjie. Die prediker in die Ou Testament weet net as 'n mens jou asem uitblaas, gaan die asem na God toe en die liggaam gaan in die grond, jy word stof. En daar's baie mense rondom ons wat so oor die lewe dink. Paulus nooi ons uit om anders te dink. Paulus nooi ons uit om te sê, natuurlik stem ons daarmee saam dat ons liggame afgebreek raak en uiteindelik 'n graf ingaan. Maar Paulus is nie wanhoopig as hy dit skryf nie, hy is opgewonde want hy sê dit is die noodwendige verloop van die lewe. Want dit wat ons nou beleef is 'n tent, dit is tydelik, dit gaan verbygaan. Maar waaraan hy vashou is dat daar 'n ewige woning is wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En wat vir ewig bly staan, dat ons 'n verwagting kan hê. Toe ons nou maandagooggend daar in die huis sit wat James so noukeurig beplan het, en elke plekjie in die huis deurdink het, seker in die nag terwyl hy slaap. Het ons ervaar met hoeveel moeite ons sulke plekke vir onsself bou. Hoeveel tyd ons spandeer om vir onsself veiligheid en mooi dinge rondom ons te skep. En tog weet ons die hele tyd, dit gaan verbygaan. Ons sien bouvalle. Ons sien selfs kerke wat afbrand en dan staan die murasies daar. Alles gaan verby. En die prediker sê ons moet dit weet, alles kom tot niks. Ook ek kom tot niks. Was dit nie dat daar 'n God is wat van die begin af daar is, deur al die fases, al die reise van my lewe, met al die mense wat my lewe deel, bly die een konstante, onverganklike, ewige teenwoordigheid. Die Here. En daarom sê die prediker, geniet jou jonk wees. Leef dit uit. Gee alles daarvoor. Die swaar daar kom, die ouderdom. Maar hou rekening met hierdie wete, met hierdie feit dat God is daar. En dat wanneer jou lewe sy loop geneem het, dat jy weer met God te doen sal hê. Tussen Paulus en prediker staan die kruis. En daarom is hierdie teks nie 'n teks om oor bang te wees, onrustig te wees. God gaan rekenskap vra oor alles wat jy gedoen het, of dit in die geheim was of openbaar. Tussen prediker en Paulus staan die kruis van Jesus Christus op Golgotha.
Paulus skryf net na hierdie tent beeld wat hy gebruik, skryf hy, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom, dit alles is die werk van hierdie selfde God. Hy het ons deur Christus met homself versoen, ons sy vriende gemaak, en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons is gesandte van Christus. En daarom spreek ons julle namens Christus, aanvaar die versoening wat God met ons bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Die lewe is vol swaar kry en leed. In die sweet van jou aangesig sê jy brood verdien, maar die lewe is 'n vreugde. Die lewe is vol verwondering. Die lewe is daarom in oorvloed geniet te word, sê Jesus Christus. Want soos ons vreugde put uit vriendskap, uit verhoudings, so put ons vreugde uit die verhouding met die Here. Of ek lewe of ek sterwe, sê Paulus, maak nie meer saak. Wat saak maak is, ek behoort aan Christus. Mag ons almal getroos lewe, nie net ook julle as familie nie, maar mag elkeen van ons getroos lewe. En die wete dat terwyl ons lewe weet dat God hier is. En terwyl ons die Here toelaat om ons Here te wees, ons Vader te wees, kan ons gebrokenheid in die oë kyk. Kan ons, wanneer die lyding oor ons pad kom, die lyding in ons lewe ontvang en dit selfs aanvaar met die wete dat dit nie die einde is van ons pad, maar dat ons besig is om die tent af te breek sodat die ewige woning, dit wat God self noukeurig beplan, dat dit ons deel kan wees. Amen. Kom ons buig die hoofde saam. Hemelse Vader, Here, ons verstaan die lewe nie. Ons gedagtes is nie u gedagtes nie. Ons weet dat dit ook nie anders kan wees nie. Job het vir u gevra om te verduidelik en toe u opdaag en die selfoon wys, toe raak Job stil en sê dit is genoeg, hy het nie meer vra nie. Here, oom James se laaste tyd was baie swaar. Dit was 'n tyd van intense lyding. Hy het baie pyn verdien. Deur dit alles heen is ons almal dankbaar vir sy moed, vir die manier waarop hy ook hierdie pyn, hierdie lyding gedra het, waarop hy hoflik en bedagsaam gebly het teenoor die mense wat hy liefhet. Dankie vir die manier waarop u voorsien het dat Melinda by hom kon wees. Dankie vir die liefde en die sorg wat hy in die tyd ervaar het, terwyl hy so gelei het. Dankie vir almal wat u liefde ook op klein maniere aan Darlene en James en Melinda bewys het. Dankie dat hulle ook derentyd bewus kon wees daarvan dat u God is. En dat al verstaan hulle nie, hulle ook in hulle briewe kan skryf dat hulle dit so wil aanvaar. Dat dit u is wat beskik oor oom James se lewe. Here, terwyl hulle swaar het, terwyl hulle moet afskeid neem en self rou, is dit ons gebed dat dit wat die prediker sê en wat hard is, maar wat ons weet, dit is die lewe. Daarby kan ons nie verbykom. Dat ons in die woorde van die prediker ook die troos sal hoor, dat in hierdie harde werklikheid is daar tye wat ons onbevange mens kan wees, wat ons dit wat rondom ons is kan ontvang en geniet en deel van kan wees. Daar kom tye waar die verantwoordelikheid groot raak, wat ons verhoudings baie eis aan ons stel. Maar Here, dankie dat ons in daardie dae herinneringe het
soos dat Leen en James ook het, van daai jonk wees en die vreugde. En dat wanneer die ouderdom kom en die siekte en die dood aan ons deurkom klop, dat ons kan vashou daaraan dat U hierdie dinge vir ons verduidelik het, en vir ons gesê, dit is die pad my kinders. Maar onthou ek het die dood oorwin. Daar staan 'n kruis, daar is 'n leë graf in Jerusalem. My seun het opgestaan. Die dood se mag oor jou is gebreek. En dat ons daarom kan vashou daaraan dat ook oom James, deur sy verhouding met U, dat hulle daai hoop mag hê, die verwagting, dat ook in sy lewe die greep van die dood gebreek is. En dat ons kan verwag dat die dag wanneer die trompet weer klink en die stem van die aartsengel, dat U weer kom na hierdie wêreld, en dat ons saam met U die hemel kan ingaan, en dat ons vir ewig saam met U kan lewe. Daar waar al die trane afgedroog is en al die skeiding verdwyn, waar U alles en in almal is, waar ons nooit weer wantrouig teenoor mekaar hoef te wees, met vrees hoef te lewe, onsekerheid, met skuldgevoelens nie, maar waar ons oop voor U kan wees en mekaar. Here, ons verlang na so 'n lewe. Dankie dat U reeds iets daarvan moontlik maak in hierdie lewe, omdat U reeds hier by ons is, in ons is. Dankie dat ons nou reeds die ewige lewe kan hê, omdat ons U ken. Maar dankie dat ons ook in ons vrese getroos word, bemoedig word, dat U vir ons hoop gee om verby die dood te kyk en te weet daar wag die ewige lewe. Mag U in die groot liefde en deur die Gees op hierdie pad vir Daleen begelei. En Here, mag sy dit elke dag weet en voel. Sy is nie alleen. U is hier. U is hier. U gaan saam met haar. Dankie vir alles wat die familie vir mekaar kan beteken het. En ons gebed is dat Melinda ook nou sal weet wat die tyd is ook daar in Kanada. Maar dat sy op hierdie oomblik sal weet dat ons vir haar bid, dat sy in ons gedagtes is en dat U wat die Here is hier en daar, dat U by haar is, by Claudia is. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan geleentheid gee vir Pieter om namens die familie 'n paar woorde te sê oor James. En daarna gaan ons dan ook so 'n paar foto's saam met mekaar kyk. Het lijkt me na 'n lang lys hier. So ek hoop ek sal net so onder 'n uur wees. Dan moet ek verskoon. Ek gaan so wees, ek gaan so 'n paar woorde sê oor James. Ek gaan klein James se huldeblik voorlees en ek gaan dan die bedankings doen daarna. Maar ek wil begin met te sê, weet julle wat? Dis nou 'n simpel vraag. Hier, vandag is ons baie hartseer, maar in die hemel, daar by Jesus, sit 'n ma en 'n pa. En hulle is bly hulle eerste kind huis toe. Dis soos Paulus sê, as ons glo in Jesus, dan gaan die lewe voor. So as ons hier op aan te wees. Ek weet dat ek kan James wil sê, julle weet almal, die ou was 'n goeie besigheidsman. En dit het al van klein tyd af gegaan. Jy weet, ons het op die plaas, ons klomp akkerbome gehad. Jy is hierdie tyd van die jaar, dan gooi daai akkerbome baie akkers af. En hy het ons ander 3 broers, het hy vir ons elkeen 'n klein waantjie gebou. En ek dink hy die ma sê, sy tolletjie, garentolletjies, seker almal leeg gemaak, en hy het ons, dit was in die wiele, en dat was dan in 'n
dit was maar wat hy baie voornie was, in die elektroniese wese het hy baie gewerk. Ek verlaat in 2005 vir hom en ek gaan begin my eie besigheid. Daar was daai stadium baie redelik, baie konflik gewees tussen ons. En ek wil juist dit nou vandag noem, want as 'n mens hoor hoe baie konflik daar beteken tussen broers is, tussen broer en suster, broer en ma en pa, dan vat dit tog te hard as ek daarop veel sê. Met die konflik het ek het 'n lekker vyeboom in my huis en ek weet die ouers baie lief vir vye gewees. Dan pluk ek vye, dan gaan gee ek die sak vye af. En hy het weer baie trots gewees op sy hande bedrywe. As ek die volgende dag sien, dan staan daar 'n sakkie hande bedrywe vir my keer. En so het ons hierdie konflik, het ons met vye en drywe uitgewerk. Dat was vandag, of later, ek kon ek sê, ons het saam op vakansie, ons het mekaar gebraai, saam gekuier, en alles was net reg. En ek is baie dankbaar daaroor, en dit het nou vir ons 'n les wees, mens moet nie kwaad wees vir mekaar. Ok, dis wat ek nog graag wil sê. Dan gaan ek ook Klein James, ek noem hom nog altyd Klein James, want hy was altyd vir my klein gewees. Sy pa was Ou James gewees. Nou, luister wat hy skryf. Pa sal onthou word vir die berustende en rustigheid waarmee pa die lewe aangepak het. Die deurdagte besluite wat pa geneem het, en die kritiese denke wat pa met ons thuis gebring het, kan daarvan getuig. Hy het ons geleer om niks as vanselfsprekend te aanvaar nie. Niks in die lewe is verdoen. Jy moes werk daarvoor om ander mense te respekteer en om eerlik te wees. Dit is ook 'n les, wat dit almal moet weet. Niks kom in jou hande dat jy nie werk vir dit. Hy sê jou raad gee, maar jy moet die beste daarvan maak. Hy was nie iemand vir drukkies en soentjies nie, maar hy het 'n warm hart gehad. Die liefde vir kinders en diere sal my bybly. Ek dink daar op my stoeltjie sit hy kan met 'n hond. Ek kan nie lekker iemand dis om dit te sien. Om dit daar op ons op die plaas as dit op dit op die plaas is. So, dit wys maar net. Die verbeelding wat daar ons as kinders en ook ons kinders se kweker is kosbaar. Ons sal paas humor en skerpsinnigheid onthou. Een keer wou sy baas by die poskantoor. Dis waar hy eers gewerk het. Om voor stok kry omdat hy sy hare in werktyd laat sny het. Hy noem toe dat sy hare ook in werktyd groei. En ek wil dus ietsie daarby voeg. Jy weet, en ek pikkie kan dit getuig, sy het ons vertel, dat sy by ons gewerk het, daar was. Daar kom iemand en hy het 'n nuwe mikkelgolf oorgekoop. En die man kom vra vir hom, of dit totaal, so half lelik, hy sê, die ding draai aan so om, en dan draai hy so om. En van of 'n pikkie, hy het iemand so gekyk en sê, besluit jy nou wat ek kan draai, en draai dan maak het om vir jou stuur. So ook is daar enige golfstraaltjies. Jy was baie lief vir golf. Ons sal paar mis, maar altyd onthou. Die kaartspel, die visvang en golf. Ja, ek was deel van die visvang, ons het 'n boot saam gehad, en ons het baie saam op die see gewees, en dit was lekker tye. En nou is daar niemand meer op 'n Saterdag die blokkies reis te maak. Dis wat hy nou op sy ou dae gedoen het, was baie lief vir blokkies reis. Ons gaan oor dat bedankingstoel. Maar ek het nou net die mense se name noem, en dan sê ek sommer vir almal dankie. Dis wat ek vir elkeen nou spesifiek dankie sê. Ons begin daar by die hospis, Helderberg. Hulle het so 'n dag en 'n half, dis al wat die dag, ons sit op trein. Keer en Paul,
kliniek, Dr. André Dreyer. Hy het die afgelope 4 jaar saam met James gedoen. So ons is aan hom baie dankie skuldig. Dan die mediese kliniek vergelegen, Somerset West, Bloedkruin en Johan Karstens, begrafenisondernemings, Dr. Skeepers en Daggie. Hulle was maar net pille gee vir daai pyn. En partykeer het dit gewerk, partykeer het dit ook nie gewerk. So maar baie dankie aan hulle. Hy het dan my keer gesê, Daggie se pille was plek om baie goed te wees. Dan die tuinbou mense vir die blomme. Ek doen vir Marika, Delina en Katinka. Baie dankie julle. Die musiek, die orgelis, dankie Listen, dankie Dominee Maarten vir jou vertoesting. Dan die tee en verversings, dis nou Juliana en haar span, asook vir Pikkie vir die sap en die water. Dankie. Melinda wat hier was van Canada, asook kleintjies vir hulle ma's wat hulle ma bygestaan het. Melinda was net in die reg, sy was omtrent 3 weke hier so, en dit was net die reg, toe die ou baie siek gewees het, en sy haar ma baie bygestaan. Baie dankie Melinda, ek het maar oordra. Alle vriende en belangstelling, mense wat vandag hier is, hierso is ek gedeeltelik, as jy sommer 'n klomp mense vir die buildinggroep. Ek is net bang dat as jy ewe is, maar sien ek dit naam as building. As ek iemand uitgelaat het, wees toch, is baie dankbaar teenoor hulle almal. Almal wat vandag hier is. Baie dankie. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, when dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder, as they tear your hopes apart, and they turn your dream to shame.